Kom luister gerus verder na hoofstuk 4 van Lily, geskryf deur Christo Eunice Du Plessis. Johan kyk indringend na die vrou voor hom. Haar donkerbruin oë wyk nie voor sy starende blik nie. Ek dog jy ken nie die kind nie. Hy praat afgemete en hy klink byna dreigend. Die kind wat nog steeds om die vrou se bene vasklou is heel vergete. Voor Johan egter weer kan aandring op 'n verduideliking, sê die vrou eisig: "Meneer, ek is geen verduideliking aan jou verskuldig. Nie oor my nie en ook nie oor die kind nie. En jy hoef glad nie bang te wees dat sy jou weer in jou blessed se tuin sal gaan speel nie." "Man, moenie laf wees nie," sê hy hard. "Ek het nie gesê sy mag nie in die tuin speel nie. Ten minste is sy meer veilig daar as hier." Hy beduie met sy arm na die bouval en die beboste omgewing. "Nee, sy sal nie weer daar gaan speel nie," sê sy baie kort af. Sy maak die kind se arms om haar bene los en draai haar aan haar smal skouertjies om. Sonder om terug te kyk met haar kop in die lug, stuur sy die kind in die rigting van die bouval, wat as hulle tuiste moet dien. Die kind probeer nog iets verduidelik, maar Johan hoor net die streng antwoord: "Stap, kindjie." Hy trek sy skouers moedeloos op, sug en stap terug na sy eie huis toe. By die huis gekom, kry hy sy kar se sleutels en ry dorp toe. Nou is die vraag, waar in die dorp kry hy beeltjies van veetjies? Hy besluit om eers by die kwekery te gaan vra. 'n Jong meisie stap hom tegemoet. Sy kyk die groot man met die woeste rooi baard en hare wat in alle rigtings staan, vreemd aan toe hy ongemaklik navraag doen oor veetjies. Sy ruk haarself vinnig reg en sê met 'n glimlag vir Johan: "Aha, meneer het 'n dogtertjie wat met veetjies speel." Sy wink met haar kop: "Kom meneer, ek het 'n groot verskeidenheid." Johan se mond hang byna letterlik oop toe hy al die, volgens hom, gedroggies op die rakke sien, met oorweldigende pryse. Daar is veetjies gemaak van glas, been, hout, gips, plastiek en die hemel weet wat nog. Hy besluit op 3 fyn beeltjies. Hy glo dit is hoe veetjies lyk, fyn en broos. Toe hy by die huis kom, hou hy eers die tuin goed dop, om seker te maak die dogtertjie is nie daar nie. Toe gaan steek hy die beeltjies sorgvuldig weg. Dit is nie met die eerste oogopslag sigbaar nie, maar klein nuuskierige oogies sal dit vinnig vind. Nou is dit wag en hoop. Die vrou laat die kind toe om weer in die tuin te kom speel. Hy vererg hom sommer weer diep in sy binneste vir die ellendige vrou. Hy raak sommer ook kwaad omdat sy niks van haarself of die kind laat glip nie. Hy weet net soveel soos voorheen. Johan se gedagtes neem met hom op loop. Miskien kan hy iemand kry om die merasie waarin hulle bly ten minste leefbaar te kry, met ordentlike vensters en deure en dinge. Die probleem is nou net om by die ondankbare vrou verby te kom. Vir 3 dae sien of hoor Johan niks van die kind nie. Die vrou sonder naam moet sekerlik werk en waar speel die kind dan? Toe daar 'n week verby is, besluit hy om die kind te gaan soek. Hy stap tuin toe en die kortste pad te vat. Hy is nog op pad toe hy die opgewonde gilletjies van die kind hoor. Hy glimlag skalks want hy weet sy die beeltjies ontdek. Hy sluip versigtig nader en kry lag vir homself omdat hy pret met die veebeeltjies geheimsinnig dophou. Die kind hou die glasveetjie met die pink vlerke versigtig vas. "Kyk Myrte, kyk, dit is Amri en haar vlerke is gesond," roep sy opgewonde uit. Maar dan raak sy hart seer. "Hoekom het die bose vee haar getoer, Myrte? Nou is sy stokstyf en sy kan nie eers met ons speel nie." Daar's 'n oomblik van stilte en Johan kan nie anders as om amusant te wonder wat die sogenaamde Myrte se antwoord is nie. Hy wens hy het geweet wat die kind se naam is. Hy kan nie aan mekaar van haar dink as die kind nie. Miskien moet ek haar 'n naam gee, praat hy met homself in sy gedagtes. Hoe langer hy daaraan dink, hoe meer aanneemliker klink dit vir hom. En toe hy weer praat, kan hy deur middel van afleidings die gesprek vorm en plooi. "Ek weet, Myrte, maar hoe gaan ons haar ooit weer regkry?
Ek sal maar elke dag haar dra terwyl ons speel. Miskien kan sy sien en hoor wat ons doen. Dink jy die bose vee het nog veetjies getoer, Myrte? Klaarblijklik gee sy nie vir Myrte kans om te antwoord nie, want sy roep ontsteld uit. Ag nee, hier's nog 'n getoorde veetjie. Maak jy nie vir haar nie, Myrte? Die kind bly stil en draai haar kop heen en weer, asof sy werklik na iemand luister. Sy druk die beeltjie met beide hande teen haar hart vas. Ag, sies tog, Myrte. Het Myrte ook 'n gebreekte vlekkie gehad? Sy luister weer aandagtig. Ag, sies tog. Toer die bose vee dan net siek veetjies om so hard te word? Sy wag weer vir 'n antwoord en reageer dan spontaan. Haar oë skiet vol trane en haar stem kom bewerig met die antwoord. Goed, Myrte, ek sal nie huil nie. Maar ons kan vir Andrie en Myrte 'n huisie bou sodat hulle elke dag saam met ons kan speel. Toe Myrte blykbaar bevestigend antwoord, verdwyn die trane en die glimlag verskyn impulsief. Okay, Myrte, ek weet dit is nou te laat. Ek sal hulle net so los waar ek hulle gekry het en dan kan ek môre vroeg kom om die huisie te bou. Johan kyk hoe die kind die beeltjies versigtig terugsit waar sy hulle gekry het. Dan begin sy weghuppel in die rigting van haar enigste veilige oord, terwyl sy vinnig met haar handjie waai en uitroep: Baai, Myrte! Baie groot baai, oom Kabouter. Lekker slaap. Johan ruk regop terwyl hy hardloop sê: My genade, Myrte, die klein klits weet wraggies ek kruip hier weg. Hy vry verleë oor sy nek, toe hy besef hy praat ook nou al met die denkbeeldige veetjies. Kom luister gerus saam na hoofstuk 5, wat binnekort sal volg. Dankie vir die saamluister.